Vriende, kom ons lees saam vanoggend uit Johannes 4 uit. Jou Bybel het, is jy meer as welkom om saam te blaai en te lees Johannes 4 vanaf vers 5. Ek lees vir ons vanaf vers 5. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sicher, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? Die Jode meng immers nie met die Samaritane nie. Jesus het haar geantwoord, as jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as die vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee. Jesus het vir haar geantwoord, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors word, maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe. Die vrou sê toe vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie. Hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê tereg, 'n man het jy nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. En Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op die berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. En die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom, wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. En Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Ons lees tot sover. Vriende, ek weet nie hoeveel van julle al sulke prentjies gesien het nie, of julle dit ken nie. Ek wil gou vra, wie sien daar 'n ou vrou? Steek gou julle aan op. Sien julle 'n ou vrou? 'n Paar hande. En wie van julle sien 'n jonge dame wat wegkyk? Nou vir die van julle wat nog nie so iets agtergekom het nie, dis beide. Hier is die mond van die ou vrou, sy het so 'n groot neus en hier is haar kop. En daar is die petit neusie van die jong dame wat ander kant toe kyk. En dit is dan 'n halsband om haar nek. Dis albei.
Dis vir my interessant altyd sulke tipe prentjies, want daar's 'n klomp sulke tipe dinge. Julle onthou 'n tydjie terug was daar so 'n rok wat of geel of blou was, afhangend van wie daarna kyk. En mense kan tot in vervelings toe stry oor hierdie tipe dinge, oor wat hulle sien en hulle sien dan dit, so dit moet die waarheid wees. En dit het my nogal 'n bietjie laat dink aan 'n aanhaling, 'n baie bekende aanhaling deur Mark Twain. It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so. Had ek dit ook net verduidelik, want dit het my 'n tydjie gevat om hierdie te klik. Dis nie wat jy nie weet wat jou in die moeilikheid kry nie. Maar dis die goeders wat jy so vas op seker is, jy verseker weet, wat nie so is nie, wat jou in die moeilikheid kry. Nou ek is nogal 'n ou wat hou van algemene kennis, en ek is trots op dat ek 'n klomp verskillende goeders weet, maar ek en my suster kon so gestry toe sy nog lewendig was. Want ek weet vir 'n feit, hierdie is die ding so, en dan sy wat baie slimmer as ek is, hy weet ook natuurlik alles. En ek en sy kon vir so lank gestry het, en tot ons maar nou op die ouende van die dag, ons het probeer om nie dit onmiddellik te Google nie, maar my suster was baie vinnig wat dit aanbetref. Sy het vir my gou die saak reggestel, en dan laat ons gou kyk wie is werklik reg. Maar wat ek soms in hierdie debatte agtergekom het, is dat baie keer is daar fyn nuance in hierdie tipe goeters, en dan was albei van ons in 'n manier reg. Maar as jy so sterk op jou perspektief is, en seker as jy weet waarvan jy praat, dan is jy dalk in die moeilikheid. Nou, hoekom ek dit ophaal, is elkeen van ons het vooropgestelde idees rondom dinge. Ons elkeen het vooroordele en dinge wat ons seker is, reg is. En dit is menslik. Dit is menslik om vooropgestelde idees te hê, verwagtinge te hê van mense en van dinge. Want ons skep hierdie beeld vir ons vanuit die wêreld waarbinne ons lewe, van ons ervarings wat ons opgetel het oor die jare. Elkeen van ons is unieke mense, so ons sien dinge vanuit 'n unieke perspektief uit, en elkeen van ons het opinies. En soos wat jy van julle weet, soms is daar mense wie se opinies vir hulle baie belangrik is. En vir jou is daar ook goed in jou lewe wat vir jou baie belangrik is, en jy is bereid om te stry daaroor en te beklei daaroor en vas te staan daarbey. Maar dit maak soms dat ons sekere perspektiewe het oor mense en dinge in hierdie wêreld wat ons eintlik nie eers agterkom nie. Soms is dit blaatante dinge wat in ons lewens is, wat ons optel, en ander kere is dit meer subtiele dinge wat op ander maniere kop uitsteek. Ek vertel vir julle graag 'n staaltjie van my tuisgemeente in Goodwood, en ek het vir van julle dit al vertel. Ek dink nie ek het dit al in die erediens vertel nie, maar as ek dit vertel het, vergeef my asseblief, ek gaan dit nou weer vertel. Pinkster is baie belangrik in Goodwood. So my tuisgemeente het gister hulle eeufeesviering bazaar gehad. So die gemeente bestaan al 'n tydjie. Maar Pinkster is baie belangrik vir NG Kerk Goodwood. En soos elke jaar Pinkster 'n groot storie. En een jaar toe ek nog 'n kind was, het ons gegaan na Pinkster, en soos wat julle weet, in Pinkstertyd is die weer nie altyd lekker nie. Dis baie keer word dit koud en is mislike weer, en is in die Kaap, so dit reën en is nie lekker nie. En dis een van daai jare wat die weer nie lekker is nie, en is maar 'n koue en mislike tipe Pinkster wat die weer aanbetref. En daai spesifieke aand, soos mense stop in die parkeerterrein, is daar iemand wat bedel, wat die hele tyd mense oorval en so of daar bedel en te kere gaan. En baie van die kerkgangers was vreeslik geïrriteerd hierdeur. Ek meen, jy het 'n lang dag se werk gehad, dit was besig geweest, nou kom jy kerk toe, en al wat jy eintlik wil doen is, jy wil net in die kerk kom sit, dat jy jouself 'n bietjie kan warm maak, en dat jy kan luister na die boodskap, en net die boodskap ontvang, en kerkie. En nou stop jy hier, en dis al donker buite, en hier kom hierdie bedelaar wat jy nie ken nie, en ag, jy is sommer net geïrriteerd, en dit het mense baie ongemaklik gemaak. In elk geval, ons almal het toe in die kerk gekom, en dit is toe fyn. En Dominee van der Merwe lees die teksgedeelte vir die aand, en net voor hy begin met sy boodskap, stop hy. En wragtig, daar in die deur staan die einste persoon wat gestaan en bedel het buite. Almal stop en is stoepstil. Dominee van der Merwe nooi die persoon vorentoe, en die persoon het omtrent laagklere aan, die stukke baard uit en al wat 'n ding is. En toe begin die persoon hierdie
klere en doeke en goeders uittrek, haal selfs die baard af en toe is dit een van ons geliefkoeste lidmate, Tannie Kenna, een van die ouderlinge in die gemeente, wat buite gestaan en bedel het. Dit was Tannie Kenna. Kan jy dit oorvertel? Ons skok toe ons dit nou agterkom. Almal was so besig met hulle eie ding en dat hulle net in die kerk wil kom, dat hulle so min aandag gegee het aan die persoon wat bedel. As enige een van ons net 'n tydjie geneem het om met die persoon actually te praat, in haar oë te kyk, is ons agtergekom het, hierdie is dalk iemand wie ons ken. Maar ons het nie. Dominee van der Merwe vra toe, hoekom het niemand vir haar ingenooi na die erediens toe nie? Hoekom het niemand die geleentheid gevat om te sê, kom en aanbid saam met ons nie? Hier is 'n persoon wat op straat bly, wat heel moontlik al deur moeilike tye was. Hoekom het niemand van hierdie is die guldige geleentheid, dis Pinkster. Ons praat oor die werking van die Heilige Gees wat uitgestort het in die evangelie wat gaan om mense. Hoekom het niemand haar net ingenooi nie? Daar is natuurlik baie redes hoekom almal van ons verby haar geloop het. Ons almal het redes en soms is ons redes goeie redes. Maar dit het my nogal laat dink. Ek dink almal van ons het dalk 'n bietjie aangeneem dat die persoon net nie 'n behoefte om kerk toe te kom nie. Ons het 'n klomp vooronderstellings gehad oor hierdie persoon in die parkeerarea, dat ons nie eens genoeg tyd geneem het om te praat met haar nie. Ons het klaar idees gehad oor wie hierdie persoon is, wat hierdie persoon in die parkeerterrein doen. En ons het nie 'n oomblik gevat om verder te dink oor hoe God ons kan gebruik in hierdie situasie nie. Nou wat ons moet besef wanneer ons hierdie teksgedeelte lees vanoggend, is dat daar baie sterk vooroordeele was en geskiedenis tussen die Samaritane en tussen die Jode. Daar's baie, as ek dit so kan sê, daar's baie beef tussen hierdie twee groep mense. 'n Lang geskiedenis van wantrou en van vooropgestelde idees. Nou die Jode het hierdie Samaritaanse mense gesien as 'n tipe van 'n baster van die Joodse geloof. Dis 'n groep mense wat die Joodse geloof volg, God aanbid, maar hulle aanbid nie in Jerusalem soos die Jode nie, en hulle het 'n paar ander gebruike opgetel van heidense praktyke en so. So die Joodse mense sien die Samaritane as absoluut 'n klap op hulle geloof, 'n vlek. Onreine mense met wie jy niks wil te doen hê nie. So half kommen gelowiges wat nie God se boodskap ken nie, wat nie God se wette volg nie, en hulle is nie deel van God se mense nie. Dis die agtergrond teenoor wat hierdie getuienis afspeel wat ons vanoggend gelees het. Daar is diep vooropgestelde idees, vooroordeele wanneer dit kom tussen die Jode en die Samaritaanse mense. En ons weet dit, want ons lees dit in die teks. Die vrou sê onmiddellik vir Jesus, wie is jy dan 'n Joodse man wat by my wil water vat? Dit werk mos nie so nie. Die Jode het regtig die Samaritane gesien as minderwaardig. Dit is iets wat hulle met sekerheid geweet het. En as ons die gedeeltetjie net nie nalees wanneer die disippels terugkom, dan kan hulle ook nie verstaan wat Jesus met hierdie vrou te doen het nie. Hoekom mors hy sy tyd met 'n Samaritaanse vrou? Hoe kan dit dan nou wees? Maar wanneer ek hierdie teksgedeelte lees, is dit nie net die vooroordeele tussen die Jode en die Samaritane wat vir my uitstaan nie. Ek word bewus van my eie vooroordeele wanneer ek hierdie teksgedeelte lees. My hele lewe lank lees ek al hierdie teksgedeelte van hierdie vrou wat by die put sit, en vir 'n oomblik trap ek ook in die slaggat van my vooroordeele teenoor hierdie Samaritaanse vrou. Ons lees hierso dat sy al 5 mans gehad het, en die een met wie sy nou is nie haar man nie. En wat is die gevolgtrekking wat ons onmiddellik maak?
Hierdie vrou is 'n vrou wat lewe in sonde. Sy is promiskueus en sy slaap al met 'n klomp mans, sy het al 5 mans gehad en die een met wat sy nou is nie haar man nie. En Jesus is besig om haar te call hier op. Hy is besig om dit vir haar uit te wys. Dis die eerste gedagtes wat na ons kop toe kom. Ek onthou een keer het ek dit gelees by sonnaarskool vir die belydennisklas en toe ek hierdie stukkie gelees het, het iemand gesê, "Joe." Ons voel amper so as ons die teksgedeelte lees, né? Maar wat vreemd is, as hierdie die geval was, is dat Jesus skroom nie daarvan weg om vir mense te sê dat hulle sondig nie. Hy praat inteendeel openlik met hulle oor hulle sonde. En baie keer as Jesus 'n wonderwerk doen of iets gebeur, wat sê Jesus vir hulle? Gaan heen en moenie weer sondig nie. Hou op om te sondig. Maar Jesus praat nie hier met die vrou oor haar sonde en analiseer wat sy verkeerd gedoen het nie. Hulle gaan aan met die gesprek en praat oor lewende water. Daar's nie 'n vermaaning nie, daar's nie 'n wegstuur of iets nie. Hy noem hierdie ding en dan gaan hulle aan met hulle gesprek en hulle praat oor geloof. En dit het my weer 'n bietjie laat dink oor hoe ek die teksgedeelte sien. Want weet julle, daar is 'n baie logiese en bekende en praktiese verduideliking oor hoe 'n vrou in die ou nabye Ooste al 5 mans kon gehad het en die huidige een wat sy het is nie 'n man nie, wat niks te doen het met iemand wat rondslaap of wat 'n rowwe lewe in sonde geleef het nie. Ons vergeet van baie belangrike Bybelse beginsels en dit gebeur soms as ons die teksgedeelte lees in vandag se tyd, sonder om regtig die tyd te neem om te verstaan wat in die agtergrond van die Bybel aan die gang is. Want daar was baie bepaalde reëls, religieuse wette wat mense gevolg het. En ons het nou vinnig in die konsistorie toevallig ietsie daarvan aangeraak vanoggend. As jy getroud is as 'n vrou met 'n man in die Bybelse tyd, is daar 'n paar dinge wat ons vir mekaar moet sê wat ons moet besef. Vrouens in die Bybelse tyd het nie stemreg gehad nie. Nommer 1. So hulle kon nie stem nie, hulle het nie reg gehad in die samelewing nie. Ongelukkig was vrouens gesien as besittings in die Bybelse tyd. Dit is die een ding. So daarom kon 'n vrou nie van 'n man skei nie. Sy het net nie die reg gehad om dit te doen nie. Mans is die enigste mense wat reg gehad het om te skei. So as daar 'n egskeiding gebeur het in die Bybel, die man het geskei van die vrou. Die vrou het nie reg om te skei nie. En dan die belangrikste ding wat ek dink ook van toepassing is op die teksgedeelte vanoggend is dat as jy getroud is met 'n man en die man gaan dood en jy het nog nie kinders gehad nie, is daar 'n wet wat sê jy moet trou met die man se broer sodat jy kinders kan kry. En daai kind is dan die nageslag van die man wat oorlede is. Nou daar's baie redes oor hoekom dit so gewerk het in daai tyd. Deel van dit het te doen om dan die vrou te beskerm en nog steeds vir haar plek in die samelewing te gee dat sy nie op die straat beland nie. Maar as 'n mens hierdie faktore in ag neem wat ek nou vir julle gesê het, dan is dit very much moontlik vir 'n vrou om al 5 mans te gehad het en nou te bly by iemand wat nie eers haar man is nie. As 'n mens na daai lens na hierdie teksgedeelte kyk, dan verander alles. Want dan praat Jesus nie net met 'n Samaritaanse vrou nie. Hy praat met 'n vrou wat 'n rowwe lewe gehad het. 'n Vrou wie al dood in die gesig gestaar het. 'n Vrou wat al amper forceer is om met menigte mans al te getrou het. 'n Vrou wat gesien is as 'n frats of 'n ongeluk, dalk iemand wat weggestoot is, iemand wat 'n ongeluksvrou is. Tot so 'n mate dat daar nie meer familie oor is om haar na toe te stuur nie. Dat verwyderde familie heel moontlik haar mal net ingeneem het in hulle huis in. Dat sy iewers het om na hom te gaan. Dis die man by wie sy nou is nie eers haar man nie. Sy is nie eens getroud aan hom nie. As ons so na hierdie gedeelte kyk in die Bybel, dan word hierdie 'n verhaal van 'n vrou wat al deur die diepste, donkerste is van menswees. Wat 'n ongelooflike trauma en rou beleef het. Iemand wat al 'n slegte lewe gehad het.
wat Jesus ontmoet by 'n put, die grense oorskry, verby die feit kyk dat sy 'n Samaritaanse vrou is. En deur die ding te sê wat hy sê oor die mans, gee hy erkentenis aan haar lyding. Meer as dit, hy wys vir haar dat hy nie sommer net nog 'n ou is nie, maar hy weet en ken en verstaan wat in haar lewe aan die gang is. Dit is hoekom sy reageer deur hom 'n profeet te noem. En dan sê hy vir haar iets wat haar hele lewe gaan verander vir ewig. Hy sê vir haar, wat ek vir jou bied, is nie iets wat jou maag vol gaan maak hier op aarde, of wat jou nou behoeftes gaan voed nie. Ek bring iets wat jou lewe gaan verander. Iets wat lewe gaan gee in hierdie aaklige wêreld wat binne jy geleef het. Iets wat binne jou gaan opborrel, wat meer is as enige iets wat hierdie wêreld vir jou kan gee. Iets wat ewigheidswater het. Die water wat ek vir jou gee, is die ewige lewe. Jy, die Samaritaanse vrou, wat 'n rowwe lewe gehad het bo enige iets, wat verstoot is, gehaat word deur die Jode, vir jou gee ek die ewige lewe. Die evangelies is vol verhale van mense wat nie regtig begryp wie Jesus is nie. En Jesus moet self vir sy disippels sê, wie sê julle dan is ek? Hulle het dit nie altyd uitgefigure nie. Maar hier sit Jesus om hierdie fontein met hierdie vrou, wat hy nie veronderstel is om mee te gesels nie. En hy openbaar aan haar iets wat haar lewe gaan verander, dat sy hier sit met die Messias. Hoe kragtig is dit nie? Ek sluit af weer terug te kom na hierdie aanhaling van Mark Twain. Baie keer kyk ons ook vas aan ons vooropgestelde idees oor wie mense is en wie mense moet wees. Elkeen van ons het vooroordele en dinge wat ons verhoed om getuies van God se liefde in hierdie wêreld te wees. Maar Jesus kom wys ons op 'n baie spesifieke manier dat sy koninkryk oop is ver bo ons begrip. Dat die grense wat ons soms stel en die vooropgestelde gedagtes en idees wat ons op het, nie vir God tel nie. Miskien wil die Here vir ons vanoggend kom uitnooi om nie vas te bly staan waar ons is in ons lewens en ons eie denkpatrone in wêreld nie, maar om te drink van die water wat lewe gee, die water wat ons nooit weer dors sal laat nie. Miskien wil die Here vir ons vanoggend kom aanmoedig om nie net oor ons grense te beweeg nie, maar om op die uitkyk te wees vir waar God wil werk. Dat ons nie mense of geleenthede sien as laste of uitdagings nie, maar dat ons werklik besef dat die evangelie van God is oop vir almal en dat die Here ons gebruik om oor daai grense te klim en met mense te praat in ons alledaagse lewe. Om nie die boodskap van die evangelie vir onsself te hou nie, maar om dit te deel. So vriende, mag julle hierdie week nie aannames maak oor mense nie. Mag ons hierdie week God die geleentheid gee om deur die Heilige Gees met ons te praat. En meer as dit, mag ons daai einste Heilige Gees die geleentheid gee om ons die vrymoedigheid te gee om die lewende water wat ons verkoop met almal te deel rondom ons. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, mag U in die skadu by ons staan. Hoor ons dankgebede en hoor ons loflied vanoggend, Heer, soos ons kennis maak met U heilige woord. U nooi ons, Heer. U nooi ons uit ons eie gemaksone, vooropgestelde idees,
om ons oë oop te maak om die wêreld te sien soos wat U dit sien, nie soos wat ons dit sien, Heer. En Heer, U sien geleenthede waar ons nie geleenthede sien nie. Heer, wees met ons hierdie week, maak ons sterk in die Heilige Gees om verby ons eie grense te kom, tot in 'n wêreld waar U heilige en lewende water uitgedeel word sonder vraag. Vergewe ons, Heer. Vergewe ons al starrigheid, ons mismoedigheid, ons frustrasie. Vergewe die feit dat ons soms die evangelie net vir onsself wil hou en dat ons net kerk wil hê soos ons dit wil hê, Heer. Maak ons harte oop om uit te reik na die Samaritane in ons omgewings. Die mense wat verpletterd en moeg is en aaklige lewens gehad het, Heer. Want dis hulle vir wie U lewende water in oorvloed daar is. Mag ons dit nie vir onsself hou nie, maar met openheid deel. Amen.